Piet, jy's mos 'n optikaar. Ja, ons kan seker maar so sê, né? Ja, verduidelik my 'n bietjie wat jy weet van Basemac en field of view en Kyk Hendrik, so op hierdie tipe van digitale goeders, hierdie voorste lens moet iets vir jou gee, Basemac, met ander woorde. So almal soek field of view, so jy wil wyd kan sien, maar jy wil dit tog so naby moontlik sien. Die twee goed speel te mekaar. So daar's altyd daai sensitiewe threshold van wat is nou die beste? Wil jy dit naby hê of wil ek wyd hê? Nou, soos wat ons nou gisterand hier gespeel het en na die dassies gesoek en so, ek dink jy soek die wyte in jou nagvisie scope want jy wil oppervlak kan kyk. Wat nou vir my baie lekker was van hierdie Thunder 2 is dat hy nou daai permanente ingezoomde deeltjie wat al bo in die skerm is. So daar het jy dan nou jou digitale zoom wat dit nader gebring het. Maar die Basemac aan die voorkant, as dit te hoog is, dan gaan jou field of view verklein. Yes, ja. So anders as 'n geweerscope of 'n verkyker byvoorbeeld. Jy het nou jou scope kan jy nou gaan stel 3 tot 9 maal vergroting. Nou daar pixelate jou beeld nie want jy skuif twee lense uit mekaar uit. En dan word die lens sterker of swakker en dis wat jou vergroting verander. Nou as jy hierso 'n 9 maal vergroting gaan insit, dis net een lens. Dan klink dit nou baie mooi, maar nou is jou veld baie kleiner. En dan gaan jy dalk nou baie meer kan inzoom op jou digitale zoom, want onthou die ding het mos nou digitale zoom vermoë. So elke keer as jy sê een keer nader of jy zoom om 2, moet jy onthou van jou Basemac, kom ons sê dis 2 vir die wiskunde doeleindes, né? So as ek hom dan 2 maal vergroot ek eintlik 2 maal my Basemac. So ek kry meer vergroting, dan kry ek al 4 maal vergroting. Maar al wat die 2 maal in die digitaal doen is hy krop amper daai foto en hy blaas hom op. So as ek hom nog 'n keer groter maak, dan kan my so begin om die pixelize. Ja, hy pixelate so, né? So maar as my Basemac net 1 was, dan het ek nou baie wye field of view. As ek hom nou 2 maal vergroot, dan moet ek daai 2 met my Basemac gaan maal en ek kry dan nou 2 maal vergroting. So as jou Basemac 'n bietjie optel, het jy potensiaal om bietjie vinniger by daai vergroting uit te kom. Maar jou field word ook 'n bietjie kleiner. So jy boet in vir dit. Jy boet iewers boet jy in daarvoor. So hoe naby wil jy dit nou sien? Jy weet in die nagvisie het ons nou gisterand ook gesien, jy wil eintlik 'n bietjie meer 'n oorhoofse effek. Want daai pixelation maak dit baie moeilik om dan nou te identifiseer waarna jy kyk. Ja, so ek dink vir die ouens daar buite, dit is belangrik om te verstaan. Jy moet gaan uitvind wat is jou scope se jou digitale scope se Basemac. Ja. Jy gaan dit nie hier op hom lees nie. Jy moet daar in jou papiertjie gaan grou vir 'n bietjie dieper info, maar ja, hierdie micro het ek het hom geniet, jy weet daai permanente inzoom wat hy het. Klein deeltjie. So die beeld binne is lekker skerp gedefinieerd gewees. En dan nie te ver in die veld was goed. Goeie balans wat hy het. Ja.